Dis al klaar Saterdag en baie welkom, dankie jy weer ingeteken het. Nou, ons is tans besig met die konsep van God se geheimenisse in die koninkryk. En die geheimenis waarvan ons praat die hele week sover is die geheimenis van mekaar, om 'n gemeenskap te lewe, om dit nie te probeer alleen te doen nie. Hier is 'n belangrike konsep vir my en vir jou in jou lewe. Jy sien, ek en jy het 'n rol om te vervul in God se koninkryk, maar in mekaar se lewens, want ons is saam God se koninkryk. Ons is saam sy liggaam, ons is saam sy hande, sy voete hier op die aarde. Nou, een van die gedagtes, en die laaste gedagte rondom hierdie konsep wat ek graag met julle wil deel, is in 'n versgedeelte in Jakobus 5. En kom ons lees dit saam. Hy sê: "Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking." Jy sien, ons almal lyk gesond vir mekaar, maar net miskien battle ek en jy met iets. Net miskien is daar in my en jou lewe 'n area van 'n siekte. Miskien jou fight, jou sonde, daai donker kant wat jou besig hou en wakker hou in die aande, en daai fight wat jy fight oor en oor en oor en sê ek gaan hierdie nooit weer doen in my lewe nie. As jy jouself kry, dan doen jy dit maar net weer. Nou Jesus gee vir ons goeie raad hier. Hy sê vir ons, ek en jy moet ons sondes eerlik teenoor mekaar bely. Ons moet eerlik teenoor mekaar wees. Hy het sy voorbeeld, Jesus self leef volgens hierdie beginsel en roep mekaar tot verantwoordbaarheid. So ek en jy het nodig om onsself accountable te maak aan iemand in ons lewens. Dis belangrik dat jy die regte persoon is, nee, 'n persoon wie jy kan vertrou, 'n persoon wie jou ken vir wie en wat jy is. Maar wanneer ek en jy by daai plek uitkom dat ons sê oor dis my fight, dis my battle, weet jy wat gebeur met jou? Die krag van sonde het nie meer hou vas op jou nie. Wanneer die sonde in die lig kom, dan verloor sonde sy krag oor my en oor jou lewe. So al vir jou vra, kom ons bid hieroor en kom ons vra vir die Here om ons die krag en die waagmoed te gee om iemand te kry en ons battles, ons fights met hulle te kan deel, ons sondes teenoor mekaar te kan bely. Kom ons bid saam. Here, ons gebed vandag is 'n moeilike gebed. Ons weet, ons bely ons sondes aan U en ons vra vergifnis daarvoor, maar Here, baie keer voel ons fight nie die fight of ons wen nie die fight nie. En Here, ek weet, het vir ons die beginsel gegee om betrokke te wees in mekaar se lewens en ons te oor mekaar ons sondes bely. En Here, help ons om sulke mense wat ons kan vertrou in ons lewens te kan kry. Help ons om die eerste tree te neem. Help ons om nie bang te wees daarvoor nie. Help ons om eerlik te wees en help ons om gesond te word wanneer ons sondes teenoor mekaar bely. In Jesus Christus naam bid ons dit. Amen. Nou, vandag is Saterdag, die perfekte geleentheid vir jou om jou vriend of jou vriendin te bel en te sê, hey, hoe gaan dit? Ek wil graag kom koffie drink. Met een gedagte op jou brein. Jy wil vrykom van die las van sonde. Jy wil vrykom van die mag en die houvas van die battles in jou lewe. Gaan na jou vriend toe, gaan na jou vriendin toe en gaan sê vir hulle, wat is jou fight? En dat hulle saam met jou bid en word so gesond in daai proses soos Jakobus hier sê. Alles die beste, lekker naweek vir jou verder. Onthou môreoggend se dienste op ETV 6:30, moet dit nie mis nie. En onthou, ons het mekaar nodig. Mooi bly. Bye bye.